Welkom bij Koffie en Contracten. Die podcast waarin om stories en goede koffie bij elkaar komt. Geef een groot hand voor jullie aanbieders, Pieter en Scout. Zit terug, skink die koffie in en kom keier saam. Ook welkom. Ek sien jy hoes daarom 'n bietjie minder. Ja. Of gaan ons nie daaroor praat nie? Ja, ons gaan nie. Pieter, goeiemôre. Ja, baie dankie. Ja, ek was siek. Jy kan nie glo nie. Ek het gehoes. Ouers het al gewonder hoekom blaf ek vir hulle. Ja. Want die vadertjie weet, ek was bitterlik. Ja, ongelukkig, dit is nou maar so met die ouderdom saam en agterloosigheid van die jong lewe, jong dae, het 'n bietjie my longe seer gemaak. Dit het nou plate gewys. Ek is nog nie heeltemal waar ek moet wees nie, maar ek is ten minste dan op my bene weer en ek kan alweer gesels. Dit is soos vanoggend dink ek aan toe ek so by die bed uit opstaan. Ek sê, weet jy is verby 50 en nader aan 60. As alles is, al die litte in jou liggaam snap, krakkel en pop maak as jy opstaan. Jy weet as jy jou arm oplig, dan hoor ek, as jy jou been so by En met my is dit dieselfde. En as ek wakker word, dan is dit nou eers 'n hoes of 2 en dan moet ek eers 'n suig vat aan die pompie, laat ek net eers tot bedaring kom. Maar nou ja, dit werk en dit gaan goed en ek is lewendig en dit baie dankie. Ons is baie bly. Anyway, ons is terug hier so met ons koffie en kontrakte. Lekker koffiehuis. Ek het veel koffiehuis gold gemaak. Lekker Nescafé, baie dankie. Ja, ek sê nou koffiehuis, maar is Nescafé, ja. Ja, lelike fout wat ek daar kan maak, nee. Yes. Ja. Anyway, nou ja, vandag ons gesels 'n bietjie oor hoekom huise stagneer in die mark. Jy weet, ek dink mens moet bietjie gaan kyk daaroor hoekom sommige huise vinniger verkoop en terwyl ander vir maande op die mark sit sonder dat daar werklik 'n beweging is op daai ene selfs. Ja, dit is nogal baie interessant dat jy kry 2 huise in dieselfde straat. Die ene verkoop onmiddellik en die ander ene lê op in die mark en is omtrent dieselfde groot plek, en die ander ene lê en hy lê en jy kry hom net nie uit die mark uit nie en jy kry hom nie verkoop nie. En dit gaan 'n paar weke so gebeur tot die regte koper opdaag. Dit is ongelukkig so. Dit is ongelukkig so. Ja. Ja, natuurlik, wanneer dit gebeur, begin verkopers natuurlik wonder of daar iets fout is met sy huis. Hulle vra hulle self af, jy weet, is die mark swak, is die prys verkeerd, of stel kopers eenvoudig net nie belang nie. Ja, kyk, die goeie nuus is die verduideliking van eiendomme verkoop, nie sommer net nie. Daar is sekere faktore wat invloed het, hoe vinnig of hoe stadig 'n plek beweeg. Dit is nie sommer net 'n ding van hy verkoop. Ek het dit nou die dag met een van my kollegas uit in Uitsig, het hy 'n plek gehad, en hy was op die ope uur, ons het ook na hom gekyk, ek en jy. En hy het hom in die mark uitgehaal, en uit die bloute uit kom daar mense, en sê, hoor, ek soek die plek, en daar is hy verkoop, en ja, hulle is wat geskuif. Slaan nie oorloos die clock of doom hier so agter ons. So vandag gaan ons bietjie kyk, skalk na die mees algemene redes waarom die huise natuurlik stagneer op die mark. En belangriker, wat huiseienaars kan doen is om die situasie om te draai. Nou, ons het net, wat bedoel ons met die woord stagneer? Ons moet dit net verstaan, wat ons bedoel met die woord stagneer, voordat ons oor redes praat. Ja, elke area het gewoonlik
die gemiddelde tydperk waarin sy huise verkoop. Ons het dit gesien toe ek nou die dag daar by daai Lightstone tennis was, toe het hulle vir ons gewys dat elke area het verskillende tydperke wat dit op die mark is en die gemiddelde tydperke. So in sommige voorstede kan dit tot 60 dae wees, en ander is dit dalk 120 dae, Johannesburg vat 90 dae, party Kaapstad vat net 30 dae, en wat in die mark is voordat hy verkoop. Dis nog nie die registrasieproses ingesit nie. Jy weet, dit is nou natuurlik nog 'n hele ander temaatjie waaroor ons kan praat. Daar is 'n ander bespreking. Maar wanneer eiendom aansienlik langer as gemiddelde tyd op die mark is, begin ons natuurlik praat van die stagnasie. Ja, en wat mense nie besef, die eerste paar weke wat huis gelys is ongelooflik belangrik. Dis wanneer eiendom nie en vars op die mark is en hy verskyn op die meeste wanneer hy adverteer en hy trek die meeste aandag. Dit is jou eerste 2, 3, 4 dae. Dit is wanneer hy aandag trek, want dit is ook almal, kyk, hier is 'n nuwe ding, kom ons kyk nou nog. Ja, en dis wanneer hy jy weet, op Property 24 op die eerste bladsy of op die tweede bladsy weer opkry. En baie van die ouens baie keer sommer heel bo. Ja, en baie van die ouens het natuurlik wat ons noem alerts gemerk vir 'n sekere prysklas en 'n versekerde hoeveelheid slaapkamers en daai goeder, sodat hy kry 'n e-pos van sodra daar 'n nuwe eiendom van daai tipe in die mark kom, kry hy natuurlik 'n e-pos. Maar ja, aktiewe kopers wat reeds op soek is, sien natuurlik daarin listing natuurlik amper onmiddellik. En as daar gedurende daai tyd min navraag of besigtigings is, begin ons natuurlik vir ons leidrade gee dat hierdie huis iets is nie lekker nie, daar mag moontlike probleme wees met hom. Ja, dit beteken nie, dit beteken nie, dat is ook nie te sê die huis gaan nooit verkoop nie. Maar dit beteken wel dat daar moontlik aangepas moet word om belangstelling te kry en belangstelling te skep tot die plek. Dit is een van daai klein fyn goedjies wat 'n ou nie aandink of wat die mense nie aandink as hulle foto's neem nie. Ja, wel, kom ons kyk 'n bietjie na die redes. Natuurlik, rede nommer 1, die prys is nie reg nie. Kom ons begin sommer met die grootste aanmelprys van rede van almal. Dis waarskynlik 'n faktor wat die meeste invloed op alles het in die verkoopsnelheid het. 'n Huis kan pragtig wees. Uitstekend bemark, 'n goeie area, maar die prys is nie markverwant nie en gaan kopers eenvoudig net verbyhou. En dit kry ons hoeveel keer op in ons lewe. En deesdae in hierdie tendens wat ons nou is van die mark so swak is dis 100% omtrent so. Baie min wat jou huise se pryse reg is. Hy's altyd te hoog. Altyd te hoog. Ons praat natuurlik elke episode daaroor. Omtrent. Ja. Dit is omtrent elke episode in, maar ja, baie verkopers bepaal hulle verkoopprys op die grond van emosie natuurlik. Hulle dink aan hoeveel hulle vir die huis betaal het, hoeveel verbeterings hulle aangebring het. Dis natuurlik 'n groot rede ook vir hulle wat hulle sê. En dan natuurlik hoeveel geld hulle benodig vir hulle volgende eiendom. En daai is die grootste fout wat jy maak. Ja. Maar, nou ja, daarvoor kan mens nie verbykom nie. Die kopers kyk na iets anders. Hulle vergelyk jou huis met ander huise wat tans beskikbaar is. So dit het ek ook al baie gesê. 'n Ou wil hierso 'n 2 miljoen rand vir 'n huis hê. Dan sê ek vir hom, kom ek gaan wys jou lyk 'n 2 miljoen rand huis in die noorde. Dan vergelyk jy nou jou huis met hierdie huis. Ja. Dis heeltemal buite die konsep van jou area. Die area maak so 'n groot verskil. En dan kry hulle meer waardevolle geld op die volgende eiendom. Dit is op die volgende eiendom om op te lys. Dis altyd 'n taai in daai Pieter, want jy weet, ek wil ook 2 miljoen rand vir my huis hê. Ek wil eintlik 2.5 hê. Maar dit is 'n klein plekkie. Maar kom ek gaan wys hoe lyk 'n 2.5 huis. Ja. Dan
Dit is gewoonlik so, jy weet, dis Al die noorde in die Rykmansbuurt. 4, 5 Ja. slaapkamers en al sulke goed en dan sit jy met 'n 3 slaapkamer Ja. wat jy nou huidiglik in is. Maar nou ja, as jou huis teen R2 miljoen gelys is, maar soortgelyke huise verkoop teen R1.8 miljoen, gaan die ander kopers nie eers kyk na die tipe huis nie. Al is jou huis die huis wat daai persoon wil hê, as hy gelys is teen $2 miljoen, ek se dollar sê ek nou hier so amper, teen R2 miljoen, en die kopers kyk na 1.8, dis presies dieselfde huis, kom hy nie eers op daai ou se reminders op. Die ouens gaan nie eens kom kyk aan 'n aanbod insit nie, want almal is bang om 'n aanbod in te sit, want en dit is, moet ek eintlik sê, die kopers moet eintlik 'n aanbod insit en sê, luister, ek sê jou soveel gee. Laat die verkoper kan sien, luister, ek is te hoog met my prys of waar ook al wat hy kan sien. Ja. Want hulle glo ons nie, hulle dink ons kam ons hare maar net so. Maar hulle glo ons nie. Van jou. Ja. Hulle glo nie wat ons vir hulle sê nie. Ja. Nee. En die gevaar is uiteindelik, hoe langer hy op die mark, in die mark bly, dan begin mense wonder, hoekom verkoop hy nie? En soms kry die eiendom 'n stigma wat dit moeilik maak om te verkoop. As vir alles 'n huis 4, 5, 6 maande in die mark is en kry nie verkoop nie. Hoekom verkoop hy nie? Ja, dis gewoonlik, jy weet, dan begin die ouens vra, maar wat het hierdie huis ekstra? Ja. Wat hom beter maak as wat die een wat ek nou wil kyk. Dit is net, dit werk net nie. Maar nou ja, rede nommer 2 natuurlik is die eerste indruk wat teen jou werk. Ons leef in 'n digitale wêreld en die eerste indrukke gebeur lank voordat iemand deur jou voordeur stap natuurlik. Ja, dis reg, en die kopers begin hulle soek tog aanlyn, hulle blaai deur die honderde foto's en op die selfone en besluit binne sekondes of hulle verder wil kyk of nie. Dit is ongelukkig so. Dit is so, jy weet, Ek doen dit op. Ek het al mense gekry wat navraag gedoen het en dan vra hulle sê, is daar so en so iets in die huis? Want ek sien dit nie in die foto's. Ja. So dit wys vir jou die foto's maak 'n verskil, 'n enorme verskil. Wanneer jou foto's donker of skeef of onduidelik is, verloor mense natuurlik belangstelling of geblur is. Ek het dit al baie gesien. Dit kan my so irriteer. Dit is die ding wat, maar nou ja, voordat hulle natuurlik enige belangstelling toon, as hulle eerste beskrywing lees. Hulle kyk heel eers daai foto's, eerste ding wat hulle gaan, omdat ons in 'n digitale wêreld leef. Ja. Dis soos in Facebook, Instagram, jy weet, al daai goeders is images gegenereer en dit is waar volgens die mense kyk. Ek het 'n plek wat ek hier gelees het, want het ek hom op Facebook gesit. Dan stuur hulle vir my boodskap, wat is die prys vir die plek? Maar die prys is heel bo. Heel bo, as jy oopmaak kan sien, dan loop jy jou vas in die prys. Wat is die prys van die plek? Is hy nog beskikbaar? Ja, klein goed wat baie negatiewe invloed het op 'n plek is, soos onopgemaakte beddens, speelgoed op die vloer, oorvol vertrekke kan 'n negatiewe indruk skep. En ek het ongelukkig so 'n plek wat vol, een kamer is vol junk. Ek kon nie eens 'n foto neem daar. Ek weier om foto's te neem in sulke kamers. Nee, ek het net omgedraai, ek het net een kamer afgeneem. Maar ek het adverteer om ons 'n 2 slaapkamer, maar ja, hy is in elk geval hoef van die mark af. Maar dit is sulke goed. Jy moet kyk na jou plek, as jy weet, jy wil hom in die mark sit, sorg dat hy skoon is. Tip top is. Ja, dit is mos, ek wil nou nie lelik wees nie en mense wil nou nie so kras gaan nie, maar jy weet, onderklere in die badkamer, vat dit weg of gooi dit in 'n mandjie, laat alles net netjies in 'n mandjie. Wel 'n wasmasjien. Of sit dit in die wasmasjien. Jy weet, sit die wasmasjien aan, laat die slang was en dan sien jy. Ek wil nie in dit vasloop en dit skuif om 'n foto te neem. Ek het dit al baie gekry. Oh my word. Maar nou ja, en dan is daar natuurlik die fisiese eerste indrukke wanneer die koper arriveer.
jy weet, 'n onversorgde tuin, vuil vensters, afskillende verf, laat mense wat onmiddellik daar aankom wonder hoeveel onderhoud het hierdie huis natuurlik nodig. Ja. Ja, en die doel van die kopers is natuurlik, hulle voel meer, hulle wil meer sien, nie minder nie, jy weet, hulle wil meer sien as wat op die foto's is. So, as hy daar kom, ek het al gevalle gekry wat 'n ou ingestap het, en sê ook, ek het dit op die foto gesien, ek het dit op die foto gesien. Ja. Dit maak het makliker. En natuurlik 'n inding deesdae is video. In plaas van foto's, neem 'n paar foto's om op die dinges te sit. Dink ons kom nog in die En dan moet ons maar begin kyk na video's, neem 'n video soos wat jy deurstap. En wat jou oog sien die video, en Ja. die volgende, die koper kan dit ook dan sien. Ja. Nee, dit is so. Jy weet, een van die grootste wanopvaktings is natuurlik dat 'n verkoper duisende rande moet spandeer om 'n huis verkoopbaar te maak. Ja, ons weet jy's nog nie heeltemal gesond nie, maar jy weet, jy het nie nodig om daai dinge te doen nie. Ek dink ons het 'n vorige ons episode net voor hierdie ene is gedoen oor weet hoeveel geld jy moet spandeer voordat hy verkoop gereed is of so iets. Ja, en kyk gerus na die vorige episode van verkoop gereed. Sonder opnappings, jy weet. Gelukkig is dit selde nodig. Dikwels is dit klein detail wat die grootste impak maak. So, mens moet kyk, sonder om vreeslik geld uit te gee. Soos jy sê, sny die ras, maak die tuin netjies. Die ou wat hier instap, ja, maar jy het 'n mooi tuin. Ou, ek like dit, en ek hou daarvan, jy weet. Nou, in elk geval, as hy intrek of verander hy die tuin, maar dit is sy sak. Ek weet op die oomblik, Verf in die een kamer rooi. ja, dit het in swart. Dat ons duivel aanbiddag, se maak hom swart. Maar ja, jy weet, 'n los deuraanvatsel, selfs 'n lekkende kraan of 'n beskadigde plafon, dit is goed wat ek al gesien het. Klink dalk onbenullig, maar vir 'n koper kan dit soos 'n waarskuwingsteken word. Die kopers wonder dikwels, as hierdie klein goed nie herstel is nie, wat gaan my groter probleme wees wat ek nie sien nie. Want hier is nou 'n deurhandvatsel wat nou nie werk nie. Maar hier is dalk 'n waterpyp onder die huis wat gebars het of as die kraan lek is dit net die kraan wat lek, Ja. of jy weet hoeveel geld het jy om water te koop en daai tipe van goed, jy weet. Ja. Jy weet, verder moet die huis natuurlik so ruim en netjies voorkom. So wanneer die kamers oorvol meubels het, lyk dit kleiner as wat dit is. Ek het een kamer wat so is. 'n hele dubbelbed staan die hele kamer vol. Maar die kamer is redelik klein, so daar's nie plek vir ander dinge nie. Ja, die doel van is om kopers te help om homself in die huis te sien woon. Hoe makliker dit is vir hulle, en hulle kan hulle self voorstel, hoe groter is die kans op 'n aanbod. So hulle wil self sien, kan ek hier figure, of ek noem dit figure, kan ek myself hier inpas in die huis, of gaan die meubels wat ek het, gaan hulle hier inpas, of moet ek verkoop, of moet ek bykoop? ja, nou slaan die tweede klok van doom. Ek wou die ding al afgesit het. Dis nou right, nou weet ons al 15 minute aan die gang. Ja, nee, dit is so. So, selfs die perfekte huis gaan sukkel as die regte mense dit nie sien nie. Bemarking is die afgelope paar jare het baie drasties verander. Dit gaan nou meer oor 'n advertensie as 'n op die eiendomswerf. Advertensies, toe ek begin het met eiendomme, het ons geadverteer in die koerante. Deesdae is daar nie meer 'n koerant nie, dit is met advertensies. Daar is nie meer so iets nie, nou het ons die sosiale media, en mense moet dit maar gebruik tot die beste van jou vermoë, en as jy bietjie tegnologies gestremd is soos ek, dan moet jy iemand kry om jou te help.
soos my ma sê, sy's BC, born before computer. Ja, die ek ook. Ek ook. Kyk, ek is die domste met daai, maak so, doen dit. Jy het daarom nog 'n klomp tieners daar in jou huis wat jou kan help met daai ook. Hulle wil ook nie. Nee, wat. Jy moet ook 'n bemarkingspersoon aanstel. Maar nou ja, soms het 'n huis uitstekende potensiaal, maar die bemarking beklemtoon nie die unieke verkoopspunte nie. En dit is natuurlik altyd ook 'n groot probleem. Ja, en as die bemarking nie die storie van die eiendom vertel, die verloor jy geleenthede en om emosionele verbintenis met potensiële kopers te skep. Dit is ongelukkig. As die bemarking nie goed is nie, dan verloor jy dit. Ja, en natuurlik nou rede nommer 5, marktoestande. Jy weet, nie alles is binne die verkoper se beheer nie. Ja, dit is waar. Die breë ekonomie speel ook 'n groot rol in hierdie eiendomsmark. Pieter, ons ekonomie en ons weet dit, ons sien dit almal. Ons sien dit almal. Ons sien dit ek en jy wat klaar nie. Hier's duisende wat klaar oor dieselfde. Dit is ongelukkig so. Ja, en natuurlik wanneer die rentekoerse hoog is, neem maandelikse paemente toe en dit beteken natuurlik dat wetenskap dat minder mense kwalifiseer vir huise. So jou huurmark word dalk meer, maar die kwalifisering vir leningsbedrag wat hulle voorheen kon bekostig, raak al hoe laer en al hoe minder en mense sukkel maar. Ja, en dit is tye wat onseker voel oor die finansiële toekoms en hulle omstandighede stel baie kopers sal aankoop besluite uit. Dit is ongelukkig so en ons het al daaroor ook al gesels dat jou lewenskoste deesdae is net so hoog dat 'n ou net nie 'n huis kan bekostig nie. Dit is ongelukkig so. Want ek meen, dit help nie ek het 'n huis en ek het nie kos nie. Dis 'n groot probleem. Dit is dan sit ek met 'n huis en ek moet hom betaal, maar ek het nie kos nie. So almal sit vir my en kyk nou wanneer ek eet ons. Of jy kan 'n stukkie vleis koop en wie eet en wie kyk. Ja, jy weet, daai tipe pap en tik. So ons lewenskoste is ontsettend. Maar ons wil nou nie negatief raak nie. Die hele ding is natuurlik die gevolg is dat daar minder aktiewe kopers in die mark is. Jou huurmark is dalk beter as wat jou verkoop en jou koopmark is. Maar daar is meer kompetisie tussen die verkopers en ek dink dit is ook gewoonlik wat die pryse beïnvloed. Nou, ons het belangrik om realistiese verwagtinge te hê in die strategie om aan te pas volgens jou die marktoestande. Dit is moet mens na kyk om relatiewe verwagtinge te hê. Wat verwag ek en jy weet ek moet my strategie aanpas daarvolgens. Ja, en natuurlik rede nommer 6 kom pas aan daarby nommer 5 is as daar te veel kompetisie is. Dis natuurlik nog 'n faktor wat baie verkopers onderskat is die hoeveelheid kompetisie in hulle spesifieke area. As daar te veel van dieselfde huise beskikbaar is, dan hoe gaan jy werk? Ja, as daar soortgelyke huise is en moet jou eiendom uitstaan om aandag te trek. Dit is ongelukkig. Jy moet dit doen. Ek meen en ons is daar om ook die verkopers te help omdat sy huis kan uitstaan, laat hy wat ons die mark kan trek na hom toe. Ja, jy weet, soos met dit is as jy dit nie gaan doen nie, kopers vergelyk voortdurend. Jou koper kyk na wat is as die een so lyk, wat is die ander een se voordele en nadele. Dit is amper soos 'n SWOT analise. Jy weet die sterkpunte en swakpunte en daai tipe van goeders. Jy weet, hulle kyk na ligging, grootte, toestand, sekuriteit, afwerkings en natuurlik dan kom die prys in. Prys kom eintlik heel eerste in. Baie heel eerste. En dan doen hulle die vergelyking. Kyk, ons almal weet, ons almal is kopers. Ons almal is kopers. Jy vergelyk die prys van besigheid A met besigheid B. Hoekom is die ou se 'n goedkoper as daai ene? En is dieselfde ding. Wel, dis met groceries. Dis presies. Koop by jy kyk waar is die goedkoopste goed te koop en
Deesdae kan ons nie meer anders nie, maar ja, daarom is dit belangrik om gereeld die mark te monitor natuurlik vir ons en om te verstaan hoe jou eiendom teenoor die kompetisie presteer. Ja, nee, en as ons kom by waarskuwingstekens, hoe weet jy jou huis begin stagneer? En een van die eerste tekens is wanneer baie mense die advertensie sien, begin baie mense kontak maak vir verdere inligting. Dit kry ons kry dit baie. Nog 'n teken is wanneer daar baie besigtigings is, maar geen aanbiedinge volg nie. Daai ene maak my kop. Daai ene, dit is nou daai Sondagmiddag skou, dan kry jy professionele huiskykers. Hy slaap nie in die middag en hy ry van 3 tot 5 van huis na huis na huis na huis, en loop in huise deurkyk, en nee, ek stel nie belang nie, ons kyk net 'n bietjie, ons miskien in die toekoms, en as jy hulle bel, antwoord hulle se foon nie. Nee. So, daai, ek het 'n so kleintjie dood daarmee. Ja, nee. Jy weet, natuurlik as verskeie kopers dieselfde terugvoer gee, byvoorbeeld dat die prys te hoog is of dat sekere herstelwerk nodig is, dan moet dit ernstig opgeneem word. Die mark gee gewoonlik eerlike terugvoer. Die uitdaging is om daarna te luister. Dus, doen net dit. As jy as eienaar of 'n koper vir jou sê, meneer, vir my sê as agent, hoor jy, die pryse is te hoog, of dit is fout, en ons gee dit in elk geval terugvoer Jy moet die terugvoer gee aan die verkoper, en die huiseienaar, gee dit vir hom, en dan moet hy kennis neem daarvan. Dan moet hy nie kom met 110 ander stories, ja, maar dit nie. Luister wat, daai ou wil die huis koop, maar dit moet reggemaak word. Ja. En, kom ek jou sê, 99% is gewoonlik die huis is te hoog geprys. En daaroor het ons al 10.000 keer gepraat. Ons praat elke episode oor, ons het dit vroeër gesê. Dit gaan uitkom sometime. Dit is so. En dan natuurlik, wat kan die verkopers doen? Die belangrikste is om nie paniekerig te raak nie. Ja, nee, stagnasie beteken, nee, huis is nie onverkoopbaar nie, almal het, elke plekkie het 'n eienaar. Dit beteken bloot dat daar dalk aanpassings gemaak moet word, dis hoekom hy dalk stagneer. Ja. So, moenie paniek bevange raak en sê, my huis gaan nie verkoop nie. Luister net wat die ouens vir jou sê, en ons wat ons hare so kan vir jou sê, luister, doen dit, doen dat. Dan sal kan jy dalk resultate kry. Ja, nee, dit is so. Begin natuurlik deur objektiewe terugvoer van jou agent en potensiële kopers te kry, en neem dit ter harte. Moenie dink inligting is verniet gegee nie. Ja, en ek het net ook gesê, kyk eerlik na die prys, die foto's en die toestand van die eiendom en die bemarkingsstrategie. Ek het dit al hoeveel keer gesê, en ek sê dit nou weer, kyk daarna. Ja, soms, jy weet, Skalk, is die klein prysaanpassings genoeg. Dit hoef nie 'n groot een te wees, net 'n klein enetjie te wees. Net om te kyk, gaan wat gebeur. Weet, is daar 'n verandering in die bemarking en sulke goed. Ander kere maak beter foto's, soos jy gesê het, 'n videotoer of eenvoudige herstelwerk 'n groot verskil. Die belangrikste is natuurlik om proaktief te wees of op te tree eerder as om te wag dat die mark self verander. Ja, en die waarheid is, Pieter, die huise stagneer steeds, maar hulle is verkoopbaar. Die uitdagings is om dit te identifiseer en wat die struikelblokke is in so 'n geval. So, hoekom stagneer my huis? Meneer, ek het vir jou gesê dit en dit, en die oomblik as jy dit reggemaak het, dan swaai die ding om. So jy gaan jou huis verkoop kry. Kom ons kyk net na sekere goedjies daar vir jou. Ja, dit kan natuurlik die prys wees, dit kan die aanbieding wees, dit kan die bemarking wees, en soms is dit bloot marktoestande wat natuurlik 'n rol speel. So dit kan enige ding wees. Dan op die oomblik dink ek, die finansiële toestand maak die marktoestande vir ons bitter moeilik. Dit is net ongelukkig so, en ons het dit net ook genoem.
jou lewenskoste is onsaglik hoog. Maar oké, daarom kan ek en jy niks doen. Dan die goeie nuus is, die meeste van hierdie faktore kan aangepas of verbeter kan word. Jy kan dit verbeter en dit kan aangepas word. Dit is ongelukkig, dit is net ongelukkig, dit is so. Dit is nie ongelukkig so, dit is so. Ja, natuurlik wanneer die regte prys, die regte aanbieding en die regte bemarking saamwerk, verbeter die kans op 'n suksesvolle verkoop natuurlik dramaties. Dan onthou, elke huis het 'n koper. Die doel is om seker te maak dat daardie koper jou huis vind, waarde daarin kan sien en vertroue hê om 'n aanbod te maak. Dit hou het ons ook al 'n paar keer gesels. Ja, nee, kyk, jy weet, maar ja, luister Skalk, hierdie is nou alles lekker gewees en so aan, en dit is nou, ons het nou 'n bietjie oor die negatiewe gepraat. Ons volgende episode is natuurlik ons 50ste episode. Wagtig, ons al so ver. En so, ons gaan 'n bietjie daar in daai gesprek gaan ons 'n bietjie praat oor wat is dit, hoe was dit, waar het begin en waartoe is ons op pad. So dit gaan nogal 'n interessante ene wees. 'n Lekker baie rustige een, niks feite, jy weet, al daai tipe van goed nie. Net lekker Casual gesels. net om te sê waar het ons vandaan gekom en waartoe is ons op pad. Hoe moet ons begin? Hoe het ons begin? Ek gaan nie nou daaroor praat nie, maar ons gaan nie nou daaroor praat nie. Ons sal daaroor praat in die 50ste episode. En dit was nogal interessant geweest en nogal heel komies geweest, maar ons sal daar kom. Dit was halfdagse werk. Dit was 'n halfdagse werk. En natuurlik, ons groot ding is, ons het ons eerste nuusbrief ook uit. Ja. Hy is op YouTube beskikbaar. En as julle hom wil Ek het hom geshare op Facebook van my kant af. ja, as jy hom wil hê in PDF formaat, laat weet my, of laat weet ons op die YouTube se comments, en ons stuur hom vir jou in PDF formaat, en dan kan jy hom so kry. Ons gaan hom maandeliks uitbring. Dit was ons heel eerste probeerslag, so hy gaan dalk nog 'n bietjie geskaaf word. Dis nie net eiendomsfeite nie, daar's 'n bietjie koffiefeite tussenin, wenke, al sulke tipe van goeders. So ja, baie dankie dat julle saam met ons koffie gedrink het vandag en natuurlik kontrakte bespreek het. Tot volgende keer. Tot volgende keer, sterkte aan almal en die eiendomme, hou dit die wat aan die mark het, hou dit daar. Kom ons maak dit seker goed reg. Maak die koffie, hou die koffie warm en vat 'n lekker beskuitjie saam. Die 50ste ene gaan nou aangenaam wees. Ek dink dit gaan 'n baie interessante een wees wat ek en Pieter gaan saamstel. Maar baie dankie vir die wat al gekyk het en die wat nog steeds wil kyk. Laat weet wat julle dink van hierdie ding. Asseblief, dit sal terugvoer is vir ons baie belangrik. Ons wil graag weet wat julle dink daarvan. Maar in 'n geval baie dankie en lekker dag. Ja, sê, tot ziens. Tot ziens. Moet ons koffie kry. Ja.